Thys is terug en julle weet wat dit beteken. Dit is tyd vir julle finansies. En ons gesels vandag 'n bietjie oor die JSE. Thys, jy's van vroeg af snaaks hier agter die skerms, maar baie welkom terug. Ja, is lekker om hier te wees en ek dink net so voordat ons begin. Ja. Oor die naweek het ons basies die olieprys nogal gesien, jy weet dat hy skerp gedaal het, jy weet Ja. met soveel as 9%. So ek is nogal positief alhoor, maar kom ons kyk maar wat gebeur hierdie week met die Donald Trump administrasie om te kyk of ons nou daadwerklik hierdie ding kan vasmaak, hierdie transaksie. Absoluut. Ons hoop Pakistan kan ook een of ander iets Is dit nou Pakistan? regkry as bemiddelaar. Goed, Thys, baie Suid-Afrikaners voel die JSE het oor die jare eintlik nêrens heen gegaan nie, maar julle navorsing dui op iets anders. Ja, ek dink as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk, want dit is eintlik baie interessant want ons kry ons maar eintlik maar daagliks daarmee te doen. So met ander woorde, 'n normale finansiële adviseur of dan nou 'n beleggingshuis binne in Suid-Afrika se atmosfeer of dan 'n mark het maar te doen met die JSE, maar meerderheids byvoorbeeld soos die top 40 wat dit eintlik nogal ironies maak, want ons is baie meer geneig om byvoorbeeld vir die top 40 te gaan, maar ons vergeet daar's eintlik 230 plus aandele beskikbaar. En ek dink ons 'n bietjie navorsing rondom dit gaan doen om juist te gaan kyk wat tipe aandele het verdubbel oor 5 jaar, wat se tipe aandele wat saam verklaar dividende elke jaar op 'n jaarlikse basis en met hoeveel verklaar hulle wel dividende en wat se impak dit ook maak en dan het ons 'n bietjie gaan kyk die globale prentjie rondom dit. So vergelyk die JSE se prestasie oor die afgelope 5 jaar met Amerika en Londen. Ja, kyk as mense byvoorbeeld ek dink 'n baie goeie voorbeeld om te maak om juist te gaan kyk die 3 verskillende kontinente nommer 1, die JSE is nou maar die grootste beurs binne in Afrika se kontinent. As ons gaan kyk na die FTSE wat natuurlik in Europa is, wat in Londen is en die S&P 500 wat jou Forbes 500 maatskappy is. So ou kan amper nie appel met 'n appel daar vergelyk nie. Aangesien jy weet daar's 'n groot verskeidenheid. Jy weet soos die FTSE het 2000 aandele beskikbaar, die S&P 500 het dan weer 500 aandele beskikbaar waar Suid-Afrika omtrent so 230 plus aandele beskikbaar het. Maar ons het nog steeds maar die vergelyking gaan doen juis nou maar vir die kom ons sê net maar die transparency effek, jy weet vir die belegger daar buite. Maar as mense weer eens daar gaan kyk, die aandele hoeveelheid aandele wat fisies verdubbel het in persentasie gewys, dit is wat die som wat ons gaan gebruik het eerder as om te sê die hoeveelheid maatskappye. So as jy nou gaan kyk byvoorbeeld in Suid-Afrika sal so minstens maar 14% wat basies jy weet verdubbel het. Jy weet oor sy 230 plus maatskappye. So as ons kyk na die S&P 500, ongeveer 34% van hulle 500 aandele het verdubbel en as ons dan nou gaan kyk na die FTSE is ongeveer so 12% van hulle 2000 maatskappye het ook verdubbel. So dit is nogal 'n baie goeie wat so 'n klassifikasie wat ou kan maak tussen die drie. Goed, watter Suid-Afrikaanse maatskappye was die grootste suksesverhale oor die afgelope 5 jaar? Ja, ek dink as 'n mens ook byvoorbeeld daarna gaan kyk en jy gaan haal die kommoditeitsaandele sit ons net gou een kant. Okay. Aangesien dit is meer gedrewe, jy weet op sentiment en natuurlik jy weet volatiliteit en natuurlik politieke impakte en alles wat deur die laaste 5 jaar gaan het. So met ander woorde onsekerheid. So kom ons sit hulle net gou geparkeer hulle hierdie kant toe. Dan gaan kyk ons byvoorbeeld na maatskappye soos Naspers, Prosus, Capitec, FirstRand, Richmond, jy weet daai tipe van maatskappye. Maar die verrassing eintlik het gekom dat die meerderheid van die verdubbeling van maatskappye het eintlik buite die top 40 gebeur. En ek dink ja, dit is nie net 'n verrassing daai nie, dit is weer eens daai deursigtigheid van jou adviseur om daai aandele ook te gaan soek en 'n basies in 'n portefeulje te gaan plaas en nie net byvoorbeeld op 'n top 40 tipe van sektor te gaan fokus nie, maar die groter prentjie te gaan dophou. Nou wil ek ook vir jou vra, wat sê hierdie navorsing dan nou eintlik vir beleggers oor die belangrikheid van aktiewe aandelekeuse teenoor bloot indeksbelegging? Ja, ek dink dit is presies waartoe ons verwys, is juist om te sê, as 'n ou byvoorbeeld nou gaan kyk, jy wil nie 'n risiko volg nie, Ja. en jy wil nie 'n mandjie van aandele hê spesifiek nie, so jy wil nie byvoorbeeld 15 of 20 aandele hê nie, jy wil byvoorbeeld net 'n indeks gaan volg. As jy byvoorbeeld 'n indeks gaan volg het, soos byvoorbeeld nou met die S&P 500 en dan natuurlik jy weet jy met die JSE top 40. So kom ons gaan vergelyk die twee met mekaar. So jaar tot datum as jy byvoorbeeld net die indeks gevolg en dan was jy omtrent so minus 2% jy weet in 'n Suid-Afrikaanse indeksfonds, maar byvoorbeeld dan met die S&P 500 was jy ongeveer so 9,5% in die groen. So daar's 'n baie groot verskil tussen die twee. Maar nou het jy nie byvoorbeeld net 'n mandjie van aandele gekies nie, jy het die indeks gevat.
Maar kom ons sê byvoorbeeld ja, jy het 'n mandjie van aandele gaan selekteer teenoor die indeks van die S&P 500 en jy byvoorbeeld 5 of 6 goeie aandele daar gaan kies, dan sê jy nog steeds die S&P 500 uitoorlê het. En ek dink dis weer eens baie belangrik. Daar is kwaliteit aandele beskikbaar op die JSE. Dis net om te gaan kyk ja, waar gaan krap ek vir dit? En jy hoef nie eintlik eers te krap, is die verkeerde woord. Waar gaan soek ek vir dit? En het ek die kundigheid wat dit vir my kan identifiseer. Dink jy Suid-Afrikaners is oor die algemeen dalk net te negatief oor die plaaslike markte? Ek dink baie kere is hulle eintlik nie negatief oor dit. Ek dink dit is die onkundigheid daarvan. En ek dink ja, die kundigheid van die adviseur om byvoorbeeld op sy hande te sit en dalk vir die kliënt eerder 'n verskoning uit te ding om te sê ja, maar dit is net maar Donald Trump of dit is net maar oorlog of dit is net maar die Midde-Ooste. O, kyk hier tel die weer ook nou op ewe skielik. Jy weet ek dink ek moet dalk ry want hier kom haal. Jy weet so dit is nou maar altyd daai verskonings. En ek dink die verbruiker daar buite moenie noodwendig net daai verskonings aanvaar nie. Ek bedoel veral nie met vandag se tegnologie wat ons tot ons beskikking het nie. So met ander woorde, as jy nie tevrede is met advies wat vir jou gegee word vir die verskoning wat die advies basies verdedig nie, dan is jy op die verkeerde plek. Okay, en ek dink dis belangrik. Nou julle navorsing toon ook iets baie interessant oor dividende. Ja. So Suid-Afrikaanse aandele, as ons nou weer eens dieselfde studie gaan doen, teenoor die S&P 500, die FTSE en dan natuurlik weer die JSE, dan uitoorlê hy nou weer as 'n dividend. Jy weet so op 'n gemiddeld, jy weet op die top 40, oor die laaste 5 jaar was ongeveer so 4% per jaar op die top 40. Nou, as jy daai gekumuleerde effek vat, gee jy so addisionele 22% se groei oor 'n 5 jaar termyn. Waar byvoorbeeld die S&P 500 is maar so min as tussen 1,4 en 1,8%. Okay. So maar alles meer groei gedrewe tipe van aandele. So weer eens in 'n Suid-Afrikaanse aspek van mandjie van en weer eens wat jy as 'n kliënt wil hê. Teenoor die risikoprofiel, soek ek 'n inkomste gedrewe portefeulje, soek ek 'n groei portefeulje. So daar's baie wat staan plek in Suid-Afrika weer eens kwaliteit aandele wat eintlik vir jou beter dividende sal gee en baie stadige traject byvoorbeeld op groei, maar tog vir jou groei kan bygee oor 'n termyn. Jy weet van saamgestelde groei van 5 tot 7 jaar. Sien jy weer potensiaal vir of in kleiner en medium grootte JSE maatskappye? Definitief en ek is passievol teenoor dit. En ek dink ja, dis eintlik daadwerklik die plek waar baie Suid-Afrikaners op baie welvaart kan skep. Maar jy moet weer eens daai aandele vir jouself gaan laat uitwys. En omdat dit publieke maatskappye is, het jy toegang tot daai maatskappy se finansiële state, hulle bestuurstate, natuurlik hulle direkteursveranderinge en sensus wat gemaak word en byvoorbeeld as daar groot planne kom, jy het nie insaag tot dit nie, maar jy kan 'n ingeligte besluit maak teenoor gebeure wat in 'n publieke maatskappy wat toegepas word. Soos byvoorbeeld die voorbeeld wat ek maak, as 'n ander direkteur aangepas word of 'n non-executive vervang word of byvoorbeeld dalk 'n hoof bestuursfinansiële beampte. So daar's klompie elemente wat 'n rol speel in publieke maatskappye wat 'n verskil baie vinnig in 'n maatskappy kan maak, weet op of af. Wat sê jy is die grootste les wat beleggers moet leer wanneer mense kyk na die afgelope 5 jaar en spesifiek die JSE? Ek dink lees. Ek dink lees is so belangrik. Ek dink ja, jy moet net jouself ook inlig en ek dink weer eens want alles is tot jou beskikking en ek wil as jy nie gemaklik is byvoorbeeld met 'n belegging dan kan jy vra vir meer inligting. Vra vir meer inligting en lees. En ek dink ja, maak daai besluit en kry daai kennis jouself ook sodat jy op die einde van die verantwoordelikheid deel met jou adviseur om te sê ja, maar ek het geweet waar ek belê. Want as ek nie weet waar ek belê nie, dan moet jy nie daarin belê nie. Absoluut. Dan beskik jy al reeds oor daai kundigheid om 'n kundige te raadpleeg. Tuis baie dankie. Dankie Elsa. Goed, bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir musiek. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en ek wil jou daaraan herinner dat jy ons op al ons sosiale media platforms ook moet gaan volg. Ons is nou weer terug. Bly net waar jy is.